8.2 die boekstawing van koste-elemente in die algemene grootboek van 'n vervaardigingsonderneming. Nou weer eens wil ek beklemtoon, hierdie deel van die werk is teorie, dit is leerwerk. As jy hierdie werk baie goed leer, dan sal jy dit baie maklik kan toepas op die oefeninge en dan is hierdie hoofstuk een van die maklikste hoofstukke in jou boek. Kom ons kyk. By handelsondernemings word die rekeninge in die algemene grootboek verdeel in slegs 2 afdelings, naamlik die balansstaatrekeninge afdeling en die nominale rekeninge afdeling. By vervaardigingsondernemings onderskei ons egter ook 'n derde afdeling, naamlik die koste-rekeninge afdeling. En in hierdie koste-rekeninge afdeling gaan ons daardie 5 koste-items wat jy in die vorige video gesien het, naamlik direkte materiaalkoste, direkte arbeidskoste, fabrieksbokoste, administratiewe koste en verkoops- en distribusiekoste. Daardie 5 rekeninge gaan voorkom in die koste-rekeninge afdeling. Kom ons kyk in die eerste plek 8.2.1 na die balansstaatrekeninge afdeling. Nou al die rekeninge wat by handelsondernemings in die balansstaatrekeninge afdeling voorkom, sal net so by vervaardigingsondernemings ook getoon word, maar die enigste verskil kom voor by die boekstawing van voorraad. Hierdie is die enigste baie belangrike verskil. 'n Handelsonderneming koop voorraad aan wat hulle dadelik weer kan verkoop en hulle gebruik dus slegs 'n handelsvoorraadrekening. Maar vervaardigingsondernemings koop egter rou materiaal aan wat eers verder verwerk moet word ten einde 'n produk te vervaardig wat verkoop kan word. Ons onderskei daarom 3 tipes voorraadrekeninge by vervaardigingsondernemings. Die eerste voorraadrekening gaan daardie rou materiaal of grondstofvoorraad wees. Dit is materiaal wat nog glad nie in die produksieproses gebruik is nie. Die tweede voorraadrekening gaan 'n werk-in-proses-voorraadrekening of halfklaar produkterekening wees, 'n rekening waar ons boekhou van hoeveel aan produkte spandeer is, maar hulle is nog nie reg om verkoop te word nie. En dan die derde rekening sal 'n klaar produkte voorraadrekening wees, wat baie dieselfde as 'n handelsvoorraadrekening is. Kom ons kyk na ons eerste van die 3 voorraadrekeninge. Nommer A, grondstofvoorraad of 'n ander naam, rou materiaalvoorraad. Nou grondstofvoorraad verwys na die rou materiaal wat aangekoop word om in die produksieproses te gebruik. Byvoorbeeld, houtplanke. As jy houtstoele of tafels maak, dan koop jy die houtplanke aan. Of leer, as jy iets soos handsakke maak. Alle rou materiaal wat aangekoop word teen die grondstofvoorraadrekening gedebiteer. Dis 'n baterekening, so hy word meer as jy dit aankoop. Daar kan natuurlik ook rou materiaal aan verskaffers teruggestuur word, wat dan teen die grondstofvoorraadrekening gekrediteer sal word, die bate word weer minder. Baie belangrik nou, eers wanneer die rou materiaal uitgereik word om verder verwerk te word, word dit oorgedra vanaf hierdie grondstofvoorraadrekening na die direkte materiaalkosterekening en dan eers word dit deel van die produksiekoste. Dit word dan teen die grondstofvoorraadrekening gekrediteer, ons maak die bate minder, en teen die direkte materiaalkosterekening gedebiteer, want dan word dit deel van jou uitgawes. Voordat die rou materiaal uitgereik word om in die produksieproses gebruik te word, word dit dus as 'n bate beskou. Nou kyk nou as voorbeeld op bladsy 200 hoe so 'n grondstofvoorraadrekening kan lyk. Die transaksies wat gedurende die jaar 'n grondstofvoorraadrekening kan voorkom is, daar sien jy begin saldo. Begin van die jaar het jy R120.000 se rou materiaal. Dis 'n hoop planke gehad wat jy nog niks gebruik het nie. Dan kan jy gedurende die jaar op skuld by krediteure bykoop. Jy kan uit die bank uit bykoop, daar is 70.000, jy kan selfs uit die kleinkas uit bykoop. Jy kan dan ook
van hierdie voorraad waarmee jy tevrede is nie, dan krediteure terugstuur, daar is 16.000 se grondstofvoorraad teruggestuur. Nou, die oomblik as jy van hierdie voorraad uitreik om te gebruik in die produksieproses, dan krediteer ons grondstofvoorraad bate wat minder word en ons debiteer direkte materiaalkoste en nou word dit deel van die produksieproses. Daar is 234.000 rand. Op die ou end, die saldo wat oorbly, daardie 21.000 se rou materiaal of planke word as 'n bate in die balansstaat getoon. Hier sien jy die verduideliking. Uit bogenoemde is dit duidelik dat grondstowwe ter waarde van 234.000 rand gedurende die jaar in die produksieproses gebruik is. Dit sien jy daar. En dat grondstowwe van 21.000 rand as 'n bate in die balansstaat aan die einde van die jaar getoon sal word. Hierdie is jou grondstofvoorraadrekening. Die volgende baie belangrike rekening, die belangrikste rekening, nommer B, die werk in proses voorraadrekening. Aan die begin en einde van die finansiële jaar sal daar altyd produkte oor of voorhande wees wat in verskillende stadiums van vervaardiging is en waarop daar reeds produksiekoste in die vorm van direkte materiaalkoste, direkte arbeidskoste en fabrieksbokoste spandeer is. Hierdie is nou bankies of tafels wat dalk nog net aan mekaar gesit moet word of wat nog vernis moet word. Dit is halfklaar produkte. Hierdie halfklaar produkte word in 'n tweede voorraadrekening, naamlik die werk in proses voorraadrekening getoon. Aan die begin van die jaar sal die rekening die waarde toon van produkte waaraan reeds gedurende die vorige jaar vervaardigingskoste spandeer is, maar wat nog nie voltooi was en nog nie gereed was om te verkoop nie. Gedurende die jaar sal verdere produksiekostes aangegaan word, dis nou direkte materiaal, direkte arbeid en fabrieksbokoste, om hierdie produkte te voltooi, as ook nuwe rou materiaal te verwerk tot produkte wat gereed sal wees om verkoop te word. Onthou, die 3 produksiekoste rekeninge, naamlik direkte materiaalkoste, direkte arbeidskoste en fabrieksbokoste, word aan die einde van die finansiële jaar afgesluit na hierdie rekening, die werk in proses voorraadrekening, om sodoende te bepaal wat die totale produksiekoste is van voorraad wat gereed is om verkoop te word. Die voorraad wat dan natuurlik gereed is om verkoop te word, word oorgedra vanaf hierdie werk in proses voorraadrekening na 'n derde voorraadrekening, die klaar produkte voorraadrekening. Aan die einde van die jaar sal daar natuurlik ook halfklaar produkte wees wat nog nie reg is om te verkoop nie, en dus sal die saldo van die werk in proses voorraadrekening daardie produkte verteenwoordig wat nog nie voltooi is nie en nog nie gereed is om verkoop te word nie. Daardie halfklaar produkte sal as 'n bate in die balansstaat getoon word. Kyk na hierdie voorbeeld. Inskrywings wat gedurende jaar in die werk in proses voorraadrekening sal voorkom. Hierdie is jou heel belangrikste rekening. Hierdie beginsaldo, R78.000, is die waarde van halfklaar produkte of werk in proses voorraad, waarmee die vorige jaar begin is. Daar is dus reeds direkte materiaal, direkte arbeid en fabrieksbokoste spandeer, en dis die waarde van die halfklaar produkte. Toe is daar hierdie jaar direkte materiaalkoste van R234.000 spandeer, direkte arbeidskoste van R157.500 en fabrieksbokoste van R180.500. Dit is spandeer om van hierdie produkte klaar te maak en nuwe produkte te begin en klaar te maak. Nou kyk nou daar, die waarde, die koste, die vervaardigingskoste van produkte wat reg is om verkoop te word, klaar produkte voorraad, R620.000. Dus bly daar oor halfklaar produkte of werk in proses voorraad van R30.000 wat volgende jaar eers voltooi sal word. Uit bogenoemde is dit duidelik dat halfklaar produkte ter waarde van R78.000, daar het jy het gesien, aan die begin van die jaar voorhande was.
Toe is addisionele produksiekoste van 572.000 gedurende die jaar aangegaan. Dis daai 3 bedrae bymekaar getel, direkte materiaalkoste plus direkte arbeidskoste plus fabrieksbokoste. Nog 572.000 rand is spandeer om klaarprodukte met 'n kosprys of 'n produksiekoste van 620.000 rand te vervaardig. Aan die einde van die jaar is halfklaar produkte met 'n waarde van 30.000 rand voorhande en dit sal as 'n bate in die balansstaat aan die einde van die jaar getoon word. Werk in prosesvoorraad, 'n baie belangrike tweede voorraadrekening. Op bladsy 201 ons derde voorraadrekening nommer C. Klaar produkte voorraad. Hierdie is die derde voorraadrekening van 'n vervaardigingsonderneming en verwys na die kosprys van die voltooide produkte wat vervaardig is en gereed is om verkoop te word. Aan die begin van die jaar sal die saldo van die klaarprodukte voorraadrekening die voorraad verteenwoordig wat aan die einde van die vorige jaar oorgebly het en nie verkoop was nie. Wanneer nuwe voorraad gedurende die jaar vervaardig word, sal dit mos vanaf die werk in prosesvoorraadrekening waar ons die produksiekoste toon, oorgedra word na die klaarprodukte voorraadrekening. Indien voorraad verkoop word, hierdie is belangrik, is die inskrywing dieselfde as by 'n handelsonderneming en word die koste van verkooprekening gedebiteer en die baterekening, hierdie klaarprodukte voorraadrekening wat 'n bate is, gekrediteer met die kosprys van die voorraad wat verkoop is. Aan die einde van die jaar sal die saldo van die klaarprodukte voorraadrekening daardie produkte verteenwoordig wat reeds voltooi en gereed was om te verkoop, maar oorgebly het en in die volgende jaar verkoop kan word. Daardie wat oorbly is natuurlik 'n bate in die balansstaat. En hier sien jy 'n baie mooi voorbeeld. Die volgende inskrywings sal gedurende die jaar in die klaarprodukte voorraadrekening kan voorkom. Daar sien jy die beginsaldo, R80.000. Daar sien jy die nuwe voorraad wat nie aangekoop is nie. Nee, dit is vervaardig in die werk in proses voorraadrekening. Daaronder kon jy sien, daai 620.000, dit is vervaardig deur die 3 produksiekostes te gebruik. As dit 'n handelsonderneming was, sou jy die klaarprodukte voorraad gaan aankoop het. Hier het jy dit vervaardig uit die werk in proses voorraadrekening 620.000 gemaak. Dus jy het 700.000 se klaarprodukte gehad om te verkoop. Kyk jy aan die kreditkant, die kosprys van die klaarprodukte wat in die KOE verkoop is, 400.000, die kosprys van die klaarprodukte wat in die debiteurjoernaal verkoop is 120.000 en toe het debiteure teruggestuur van hierdie 120.000, 15.000 se klaarprodukte waarmee hulle nie tevrede was nie. Dus koste van verkoop het DAJ 15.000 en nou kan ek my eindsaldo bereken R195.000. Hieronder staan daar uit bogenoemde is dit duidelik dat klaarprodukte ter waarde van 80.000, daar sien jy het, aan die begin van die jaar voorhande was. Gedurende die jaar is klaarprodukte teen 'n produksiekoste van 620.000 daar in blou vervaardig. Produkte met 'n kosprys om te vervaardig van 400.000 is kontantverkoop en met 'n kosprys ter waarde van 120.000 om te vervaardig is op skuldverkoop. Debiteure het voorraad met 'n kosprys om te vervaardig van 15.000 teruggestuur aan die onderneming. Aan die einde van die jaar is klaarprodukte ter waarde van 195.000 voorhande en dit sal as 'n bate in die balansstaat getoon word aan die einde van die finansiële jaar. Jou 3 voorraadrekeninge, baie belangrik. Kom ons kyk na die nominale rekeninge afdeling. 8.2.3 nominale rekening afdeling. In die eerste plek verkope. Jy sal bly wees om te hoor, daar sal geen verskil wees tussen die verkooprekening by 'n handelsonderneming en 'n vervaardigingsonderneming nie. Die debiteure afslagrekening sal nog steeds aan die einde van die jaar na die verkooprekening afgesluit word, sodat die netto verkope vir die jaar na die handelsrekening
oorgedra of afgesluit kan word. Dus die volgende inskrywings sal gedurende die jaar in die verkoopberekening voorkom. Aan die kredietkant sal jy al jou kontantverkope hê in die bank, KOE 600.000 vir die jaar, debiteure kontrole DE 180.000, daar is die totale verkope vir die jaar. Dan sluitingsoordrag 1 is om debiteure afslag af te sluit na verkope, sodat jy jou netto verkope 757.500 kan oordra na die handelsrekening. Uit bogenoemde is dit dus duidelik dat klaarprodukte teen 'n verkoopprys van R600.000 gedurende die jaar kontant verkoop is, dit sien jy daar, en teen 'n verkoopprys van R180.000 op skuld. Debiteure het voorraad met 'n verkoopprys van R22.500 aan die onderneming teruggestuur, wat dus die netto verkope vir die jaar op R757.500 te staan gebring het. Kom ons kyk bladsy 202 na koste van verkope. Nommer B. Die koste van verkoopberekening sal ook dieselfde transaksies bevat as by 'n handelsonderneming, behalwe dat die dubbelinskryving vir die transaksies mos nou nie in die handelsvoorraadrekening gemaak sal word nie, maar in die klaarprodukte voorraad. Daar het jy gesien, die klaarprodukte voorraadrekening, daar staan koste van verkope, en dit is dus jou kruisverwysing. Die koste van verkoopberekening sal nog steeds aan die einde van die jaar afgesluit word na die handelsrekening, sodat die bruto wins bepaal kan word. En daar sien jy inskrywings in die koste van verkoopberekening, presies dieselfde as by handelsonderneming. Aan die debietkant, die klaarprodukte voorraad wat in die KOE verkoop is, se kosprys om dit te vervaardig het, was R400.000. Die klaarprodukte voorraad wat op skuld in die debiteurjoernaal verkoop is, se kosprys om te vervaardig was R120.000. Die klaarprodukte voorraad wat deur debiteure teruggestuur is in die debiteure afslagjoernaal, se kosprys om te vervaardig was R15.000. Dus die koste van verkope wat afsluit na die handelsrekening R505.000. Uit bogenoemde is dit duidelik dat klaarprodukte met 'n kosprys om te vervaardig van R400.000 gedurende die jaar vir kontant verkoop is, dit sien jy daar, en met 'n kosprys van R120.000 op skuld aan debiteure. Debiteure het voorraad met 'n kosprys van R15.000 aan die onderneming teruggestuur, dus die koste van produksie van goedere wat gedurende die jaar verkoop is dus R505.000, en dit word oorgedra na die handelsrekening om die bruto wins te bepaal. Verkope, debiteurafslag en koste van verkope lyk dus dieselfde. Punt nommer C, verbruiksgoedere. Hierdie is 'n baie belangrike deel wat jy nou baie mooi moet verstaan. Dit is baie belangrik om te verstaan dat verbruiksgoedere, soos skryfbehoeftes of skoonmaakmiddels of brandstof of verpakkingsmateriaal, deel kan uitmaak van meer as een van ons koste-items van die vervaardigingsonderneming. Hierdie is 'n baie belangrike sin. Die verbruiksgoedere kan deel uitmaak van meer as een van die koste-items van 'n vervaardigingsonderneming. 'n Deel van die jaar se uitgawe ten opsigte van verbruiksgoedere kon in die fabriek gebruik gewees het. Dit sal dan deel van fabrieksbokoste moet wees. Maar 'n ander deel kon in die kantoor gebruik gewees het. Dit sal moet deel uitmaak van die administratiewe koste. En nog 'n deel kon in die verkoopsafdeling gebruik gewees het, en dit moet as verkoops- en verspreidingskoste beskou word. Alhoewel daar dus slegs een rekening vir die verbruiksgoedere uitgawe gebruik sal word, moet slegs daardie deel van die uitgawe na die spesifieke koste-item waarvan 'n deel uitmaak afgesluit word. Hierdie is baie belangrik. Die volgende inskrywing sal gedurende die jaar in 'n verbruiksgoedere rekening kan voorkom. Nou kom ons kyk. Verbruiksgoedere. Hier begin jy met verbruiksgoedere voorhande of jou beginvoorraad R1.700.
Toe het jy gedurende die jaar, het jy uit die bank uit 13.500 se verbruiksgoedere bygekoop, op skuld by krediteure 4.200, uit die kleinkas uit 300, jy het aan krediteure teruggestuur 1.100. En toe word daar vir jou gesê aan die einde van die jaar, het daar oorgebly, verbruiksgoedere voorhande, dis jou aansuiwering 3.600. Dus die verbruiksgoedere wat jy hierdie jaar opgebruik het, is die 1.700 begin voorraad, plus al hierdie aankope, minus die terugsendings en minus dit wat oorgebly het. Dit wil sê 'n totaal van R15.000. Dis die uitgawe, dis wat opgebruik is. En nou moet jy presies weet, watter deel van hierdie 15.000 is in die fabriek gebruik, watter deel in die administratiewe kantoor en watter deel in die verkoopsafdeling. En dan is jou sluitingsoordragte as volg, en hierdie moet jy mooi verstaan. Na die fabrieksbokoste rekening word slegs daardie deel, wat nou in hierdie geval 7.500 is, slegs daardie deel van die 15.000 wat in die fabriek gebruik is, afgesluit. So het lyk vir my dis die helfte, 50% word afgesluit na die fabriek toe. Dan afgesluit na die administratiewe koste rekening. Slegs daardie deel 3.000 van hierdie 15.000 verbruiksgoedere wat in die kantoor gebruik is. En na die verkoops- en verspreidingskoste slegs daardie deel, dis 4.500 van die 15.000 wat in die verkoopsafdeling gebruik is. Dus jou sluitingsoordragte na die fabrieksbokoste, na administratiewe koste en na verkoops- en verspreidingskoste. Daardie 3.600 wat oorgebly het, gaan jy volgende jaar weer gebruik. Belangrik dat jy nou die volgende verstaan. Uit bogenoemde is dit duidelik dat verbruiksgoedere ter waarde van 1.700 aan die begin van die jaar voorhande was. Daar sien jy die terugskrywing. Gedurende die jaar is verbruiksgoedere van 13.500 per cheque aangekoop, 4.200 op skuld en 300 uit die kleinkas. Verbruiksgoedere van 1.100 is aan krediteure teruggestuur. En toe het daar verbruiksgoedere van 3.600 aan die einde van die jaar oorgebly, 3.600. Daar is dus gedurende die jaar verbruiksgoedere van 15.000 opgebruik. Maar nou is die vraag van daardie 15.000, hoeveel was in die fabriek, hoeveel in die administratiewe kantoor en hoeveel by verkoops- en verspreidingskoste? Nou as ek daai 15.000 vat en ek maal dit met 50%, kyk wat staan daar, waarvan die fabriek 50% gebruik het. 15.000 maal 50%, 7.500. Die kantoor 20%, 15.000 maal 20% is R3.000. En die verkoopsafdeling 30%, R15.000 gebruik maal 30%, 4.500. Die 15.000 wat gebruik is, word dus afgesluit na die koste item waar dit gebruik is. Hierdie is 'n baie belangrike rekening, verbruiksgoedere. Kom ons kyk na lone en salarisse. Nou hierdie is baie interessant, nommer D, lone en salarisse. Die lone en salarisse wat gedurende die jaar aan werknemers betaal is, moet ook afgesluit word, belangrik, na die spesifieke kosterekening waarop dit betrekking het. Onthou daar's 5 kosterekeninge: direkte materiaal, direkte arbeid, fabrieksbokoste, verkoops- en verspreidingskoste en administratiewe koste. Nou hier kom natuurlik iets by, want hierdie loontrekkers kon ook in die fabriek direk gewerk het met die produksieproses. Kyk baie mooi. Werkers wat direk by die vervaardigingsproses betrokke is, verdien gewoonlik 'n loon per uur en daardie deel van die totale uitgawe vir lone moet afgesluit word na, baie belangrik, die direkte arbeidskosterekening. Dan skoonmakers en ander indirekte arbeiders, sekuriteitswagte ensovoorts in die fabriek, se lone word afgesluit na die fabrieksbokosterekening, terwyl werkers wat 'n loon verdien en in die kantoor of in die verkoopsafdeling werksaam is, se deel afgesluit moet word
na administratiewe koste of verkoops- en verspreidingskoste. Hierdie lonerekening moet jy baie mooi verstaan. Die volgende inskrywing kan dus gedurende die jaar in 'n lonerekening voorkom. Daar sien jy aan die debietkant, die totale loon vir die jaar is R200,000. Maar nou, daardie R200,000 lone is betaal aan werkers wat in die fabriek direk betrokke is met die produksieproses. Dit is direkte arbeidskoste. Dan is 'n deel van die R200,000 vir skoonmakers in die fabriek, dis fabrieksbokoste. En 'n deel van die R200,000 is vir werkers in die kantoor, dis administratiewe koste. 'n Ander deel van die R200,000 is vir werkers in die verkoopsafdeling en dit moet deel vorm van die verkoops- en verspreidingskoste. Dus hierdie R200,000 moet afgesluit word, daardie deel wat betrekking het op die spesifieke kosterekening na daardie koste. En dit sal vir jou gegee word in die vraag, hier was direkte arbeidskoste. Van daardie R200,000 was R150,000 direkte arbeidskoste. Van hierdie R200,000 was R30,000 fabrieksbokoste. Van hierdie R200,000 was R15,000 die lone administratiewe koste. En van hierdie R200,000 was slegs R5,000 verkoops- en verspreidingskoste. Hierdie is 4 sluitingsoordragte. Daardie deel van die loon wat betrekking het op daardie koste-item is na daardie spesifieke koste afgesluit. Dit is lone. Die fabrieksvoorman en die bestuurders van die verskillende afdelings verdien gewoonlik 'n maandelikse salaris. Maar onthou nou weer, slegs daardie deel van die totale uitgawe vir salarisse wat deel uitmaak van die spesifieke koste-item moet na daardie spesifieke kosterekening afgesluit word. Kom ons kyk na 'n voorbeeld van salarisse. Die volgende inskrywings kan dus gedurende die jaar in die salarisrekening voorkom. Hier is my totale salarisse vir die jaar R100,000. Maar van hierdie R100,000 was R40,000 die fabrieksvoorman se salaris. Sien jy daar, afgesluit na fabrieksbokoste R40,000. Van hierdie R100,000 was R35,000 die sekretaresse wat in die administratiewe kantoor werk se salaris. Kyk daar, afgesluit na administratiewe koste R35,000. En van hierdie R100,000 was R25,000 verkoopspersoneel se salarisse. Daarom die R100,000 daarvan R25,000 afgesluit na die verkoops- en verspreidingskoste. Salarisse dus afgesluit na die spesifieke kosterekening waarop dit betrekking het. Laastens wat lone en salarisse raak, is enige vorm van bydrae gelewer deur die werkgewer. Indien die onderneming verdere bydraes ten opsigte van byvoorbeeld pensioenfonds of mediese fonds of werkloosheidsversekeringsfonds maak, moet hierdie uitgawes ook proporsioneel afgesluit word na die spesifieke kosterekening waarop dit betrekking het. Net soos by salarisse, net soos by lone, sal daardie pensioenfonds bydraerekening wat 'n uitgawe is, 'n totaal is spandeer van R15,000. Maar van hierdie R15,000 pensioenfonds bydraes was gewees R7,500, die helfte direkte arbeidskoste. Dit wil sê die loontrekkers wat direk by die produksieproses betrokke is. Daarvan die R15,000 was R3,500 fabrieksbokoste. Skoonmakers, indirekte arbeiders in die fabriek. Van hierdie R15,000 pensioenfonds bydraes was R2,500 administratiewe koste, werkers wat in die administratiewe kantoor werk. En van die R15,000 pensioenfonds bydra was R1,500 vir verkoops- en verspreidingskoste, dit wil sê werkers wat betrokke is in die verkoopsafdeling. Nou net so op bladsy 204, ander bedryfsuitgawes gaan presies dieselfde werk. Verstaan dit mooi. Alle ander bedryfsuitgawes, soos byvoorbeeld water en elektrisiteit, huuruitgawe, die telefoon, waardevermindering, versekering ensovoorts, moet ook proporsioneel afgesluit word na daardie spesifieke kosterekening waarop dit betrekking het. Kyk byvoorbeeld
na hierdie interessante huuruitgawerekening. Die huuruitgawerekening toon 'n totaal van R60.000. Nou kyk nou hieronder, gestel die totale oppervlakte van die hele onderneming se gebou is 200 vierkante meter en die huuruitgawe van R60.000 moet tussen die verskillende afdelings verdeel word volgens die vloeroppervlakte wat elke afdeling beslaan. Uit bogenoemde, dis nou nadat ons na die antwoord kyk, maar kom ons swaai dit om, word daar gesê, as die fabriek 100 vierkante meter beslaan, dan gaan ek sê, van die 200 vierkante meter is 100 vierkante meter die fabriek, dus R60.000 is die totale huuruitgawe, 100 uit die 200 vierkante meter is die fabriek, daarom is die fabriekse deel van die huuruitgawe R30.000. Verder, die administratiewe afdeling is net 20 vierkante meter. 20 vierkante meter uit die totale 200 vierkante meter. Dus, administratiewe koste. Ja, die totale huur is R60.000. As ek dit maal met die 20 vierkante meter van die administratiewe kantoor gedeel deur die totale oppervlakte van 200 vierkante meter, dan moet van hierdie R60.000 net R6.000 as administratiewe koste gesien word. En die verkoopsafdeling 80 vierkante meter. Dus kan ek sê, as die totale huuruitgawe R60.000 is, dan is 80 vierkante meter uit die totale 200 vierkante meter, dit wil sê R24.000 'n koste vir die verkoops- en verspreidingsafdeling. En dus sal ek van die R60.000 totale huur, sal ek R60.000 maal 100 op 200, dit wil sê R30.000 na fabrieksbokoste afsluit, R60.000 maal 20 op 200, R6.000 na die administratiewe koste en R60.000 maal 80 gedeel deur 200 vierkante meter, R24.000 na die verkoops- en verspreidingskoste. En dit is hoe ons uitgawes proporsioneel afsluit na een van die koste items. In die volgende video sal ons nou kyk 8.2.4 na koste rekeninge afdeling, die nuwe afdeling met ons 5 koste rekeninge.